Skaapwagter 9, U salf my hoof met olie, Psalm 23 vers 5. Dawid se Psalm 23 is seker een van die mees bekendstes. Baie van ons ken hierdie lied al van kindsdae af uit ons koppe uit. Ons val terug daarop in moeilike tye en word daardeur herinner dat die Here ons herder is, ongeag ons omstandighede. Wanneer ons hierdie Psalm lees, is dit goed om in gedagte te hou dat die skrywer 'n hele jaar met al sy seisoene in die lewe van 'n skaap hier opsom. Die digter van die leser saam met hom vanaf die plaas waar elke behoefte van 'n skaap versorg word deur sy eienaar, daarna uit na die groen weivelde langs stille waters, dan deur bergagtige valleie tot op die hooglandberge vir die somerweiding. Kom ons lees die hele Psalm hardop saam uit die 83 vertaling. Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ons kyk tans na die somerbelewenis van die skape, waar hulle intieme tyd saam met hulle skaapwagter spandeer op die hooglande, die messas, die tafelblad, wat deur die herder vir sy skapies voorberei is. Maar Dawid se woordeskat gaan maklik by ons verby, want hy praat van dinge wat vir ons totaal onbekend is, bloot omdat ons nie uit daardie plaas agtergrond kom nie. As ons hoor van vet en olie, dink ons sommer dadelik aan cholesterol en gril party van ons vir die ongesonde wending wat nou ingeslaan word. Dit klink vir ons na 'n pure vermorsing van goeie reserves wat plaasvind, 'n beker wat oorloop. Kom ons kyk na so 'n paar vertalings. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. U laat my baie belangrik voel, U laat my alles geniet. U behandel my soos 'n spesiale gas, ek geniet alles in oorvloed. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Dis juis hier op die hoogland, die tafelblad, waar daar fonteine is met vars water, waar die weiding vars en welig groei, waar daar intieme kontak is met die skaapwagter. Dis juis hier waar ons skielik 'n vlieg in die salf vind. In die terminologie van 'n skaapwagter is somer die vleeseisoen. Daar is hordes insekte wat hulle verskyning maak in die warm weer. Net mense wat kuddes, skape of selfs wilde diere bestudeer het, is bewus van die ernstige probleme wat vir diere geskep word, weens hierdie pla van insekte in die somermaande. Ek kyk eendag 'n dokumentêr van ouens wat reis deur Australië. Een van hulle grootste uitdagings was die muggies en vliee wat hulle in wolke vergesel het, waar hulle ook al gekom het. Selfs die diere word nie hierdie pla gespaar nie, en kry bitterlik swaar. En dalk is dit hoekom die Australiese hoede sulke kurkproppe het wat afhang, om die vliee te verjaag met elke beweging. Ek onthou ek in die Okavango met daardie piepklein pla te doen gekry het, terwyl ek patrollie gestap het in die Gramadulas. Ons het die hele week se kos en water gedra te saam met al ons ander toerusting en voet geslaan deur die veld. Ek het nou wel nie een terroris op die ekskursie gesien nie, maar wel baie insekte, wat soos 'n terreur op my senuwees gewerk het. En daar was pla muggies, wat in sulke wolke rondom ons gehang het. Hoe mens ook al klap na die goed, dit maak dit nie minder nie. Mens klap sommer so 20 op 'n slag raak, totdat jou hande skoon vetterig is van al die goggasous. Maar dadelik is daar weer ander wat hulle plek inneem om te teer op ons sweet, wat in strome van ons afrol. Ek besluit later om hoog in 'n boom op te klim, waar hulle my nie kan bykom nie. En daar moes ek agterkom dat hulle hoër kan vlieg as wat ek kan klim. Ek het amper uit die boom geval, soos ek geklap het na die pestilensies. In Dawid se tyd was daar allerlei vleiende parasiete wat moeilikheid veroorsaak het vir sy kudde,
en hulle daaglikse lewe absoluut mistroostig gemaak het. En daar was wurgvlinders, bosluise, papievliee, neusvliee, hertvliee, swartvliee, muskiete, muggies en nog talle ander klein vliende parasiete wat floreer in die somer. Hulle aanval op die diere kon die goue somermaande verander na 'n daaglikse lyding vir die diere wat hulle aandag aftrek tot die vlak van oorlewing. Skape word veral lastiggeval deur neusvliee. Hierdie klein vliegies swerm om die skaap se kop en probeer om hulle eiers te lê in die klamme neusmembrane. As hulle suksesvol is, sal die eiers uitbroei binne 'n paar dae en klein wurmagtige larwes produseer. Hulle sal dan opkruip en hulle pad vind dieper in die neusholtes van die skaap, waar hulle self ingrawe in die sagte vleis, vanwaar hulle die skape grensloos irriteer, totdat inflammasie hulle neuse verstop. Om verligting te vind van hierdie aaklige irritasie, sal die skape hulle koppe doelbewus kap teen die bome, rotse, pale of bosse. Hulle sal hulle neus in die grond vryf en tussen takkies rondvroetel. In ekstreme gevalle sal hierdie innerlike parasiete 'n skaap selfs doodmaak, deur hy die skaap as ware selfmoord pleeg in sy poging om verligting te vind van hierdie irritasies. As die infeksie sou toeneem, kon hierdie vliee selfs blindheid vir die skaap veroorsaak. Wanneer neusvliee dus begin swerm het om die kudde, het party skape skoon paniekerig van vrees geraak in hulle poging om hulle martelaars vry te spring. Hulle stamp dan hulle pote op die grond en hardloop van plek tot plek in die weiveld om te probeer ontsnap van hierdie vliee. Party hardloop so baie dat hulle uiteindelik neerval van pure moegheid. Ander mag hulle koppe heen en weer skud vir ure lank. Ander sal weer probeer wegkruip in bosse of woude wat bietjie beskutting aanbied. In party gevalle sal die skape selfs weier om in die oopte te gaan wy weens hierdie swerms vliee. Al hierdie dramas het 'n verwoestende effek op die gesondheid van die hele kudde. Oeye en lammers se kondisie gaan merkbaar agteruit en hulle raak al maarder. Die oeye hou op om melk te gee, met die gevolg dat die lammers ophou groei. Die party skape word selfs beseer in hulle paniekerige geskarrel om van die pestilensies vry te kom. Ander word weer verblind en nog ander sterf van die infeksies. Net die skaapwagters oplettendheid en volgehoue aandag aan sy skape kan die moeilikhede van die vlieseisoen verhoed. Met die eerste tekens van hierdie vliee onder sy kudde, sal hy 'n teengif of antidote aan hulle koppe smeer. Party skaapwagters glo in 'n mengsel van lynsaadolie, swaal en teer. Dit word dan gesmeer oor die skaap se neus en kop as beskerming teen daardie neusvliee. En watter ongelooflike transformasie veroorsaak dit nie dadelik onder die skape nie. Wanneer die olie aan die skaap se kop gesmeer word, is daar onmiddellike verandering in die skaap se gedrag. Weg is die irritasie, weg die getrippel, weg die rusteloosheid. Die skape begin weer om te wy soos gewoonlik en lê dan in tevredenheid in die gras. Die teengif hou die vliee weg. Miskien is dit 'n prentjie van die irritasies wat ook op ons lewens inwerk. Hoe maklik is dit nie vir 'n vlieg om in die salf te beland van ons beste geestelike ervarings nie. Dit kan enige omstandigheid of bydraende faktor wees wat alles sleg of onplesierig begin maak. As jy 'n goeie besigheidsplan het, maar nie geld het om dit mee uit te voer nie, is die gebrek aan geld jou vlieg in die salf. Hierdie oorlog waarin ons tans is, voel vir baie mense soos 'n vlieg in hulle salf, wat hulle sake die mekaar kom krap het. Hulle het nie gevra daarvoor nie, maar toe hulle weer sien, is dinge nie meer lekker nie. By die vleehospitaal verduidelik die chirurg wat gaan gebeur. Just a slight stinging, then you will be asleep. Ek onthou hoe ek tydens 'n sendinguitrekking op Malawi gestaan en wag het langs die pad by 'n bushalte. En daar was miljoene vliee, maar hierdie keer was ek reg vir hulle met my vleeslaner. Ek het met groot sukses die kolonie man alleen aangedurf en die lui Afrika vliee by die honderde doodgeslaan, tot die geskokte verbuistering van die Malawiërs wat rondom my gewag het vir die bus. Hulle het seker my uit hulle koppe geskit en gesê, wat help dit tog? Daar's net nog 1000 ander wat hulle plekke gaan inneem. Maar vir my was dit 'n groot oorwinning om ontslae te raak van die pestilensies met my vleeslaner. Ek was sommer baie tevrede om iets te kon terugdoen en die plaag so te verminder.
Okay, no problem, plenty of time. Let them think they have you. Okay, just a little bit more of this slurp cake frosting. Dink die vlieg terwyl die vleeslaander na hom op pad is. Oppas egter vir die vleeslaanders wat jy op Temu bestel. Die afmetings stem dalk nie altyd ooreen met die verwagting nie. So dikwels is dit die klein irritasies wat alles kom opvoeter, die klein jakkalsies wat die wingerd ruïneer. Dis hierdie krapperige afleidings wat uiteindelik brandende sake word, sodat dit ons teen die mure kan uitdryf en ons geestelik kan potjie. Soms is dit 'n klein dingetjie wat ons so martel tot op 'n punt wat ons voel om boel oor te gee of iets onverantwoordeliks aan te vang. By optrede as 'n kind van God kan so agteruitgaan weens hierdie klein irritasies dat dit kan eindig in 'n gefrustreerde tantrum of 'n onheilige optrede. En dalk het dit jou al oorgekom in die verkeer. Net soos met skape, het ons die gedurende salwing van goddelike olie nodig in ons lewens om die plaande vlee van ons lewens weg te hou. Ons het die gedurende salwing van God se gees nodig om die dramas van persoonlike konflikte teen te werk. Vir die skape was die eenvoudige salwing van die olie, swaal en teer nie genoeg vir die hele somer nie. Dit was 'n proses wat 'n paar keer herhaal moes word. Die vars aansmeer van die olierige mengsel was 'n effektiewe antidote of teengif vir die vleie en frustrasies. Daar is diegene wat sê dat ons in die Christelike lewe net die eenmalige salwing van God se gees nodig het. Tog demonstreer die daaglikse frustrasies dat ons sy ingrype daagliks nodig het om ons gedagtes en hart te bewaak teen die aanvalle van ons aanvallers. Dit vra praktiese intieme interaksie tussen my en my meester. En Lukas 11 moedig Jesus as ons skaapwagter ons aan om God die Vader te vra vir sy Heilige Gees. As julle klomp slegte mense net goeie dinge vir julle kinders gee, hoeveel te meer sal julle Hemelse Vader dit dan nie doen nie. Ek verseker julle, hy sal selfs die Heilige Gees met sy groot krag gee aan almal wat ernstig tot hom bid. Dis 'n logiese begeerte van ons om te soek na 'n daaglikse salwing van God se Gees in ons harte en verstand. God alleen kan ons al hoe meer soos Christus maak. Die Heilige Gees alleen is in staat om ons die karaktertrekke van Christus te gee. Hy alleen maak dit moontlik vir ons om met kalmte en stilwees te reageer teenoor die daaglikse irritasies en frustrasies. Wanneer mense of omstandighede of gebeure buite ons beheer, soos 'n oorlog op ons voorstoep, begin om ons te pla, vir ons as ware te bug, soos 'n klomp vliee, is dit moontlik om stil tevrede te word, wanneer hierdie magte teengewerk word, deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dis die Gees wat ons vrymaak van die wet van sonde en dood. Romeine 8 sê, goeie nuus, God se oordeel is vir altyd verby vir elkeen wat aan Christus Jesus behoort. Dit alles is aan die Heilige Gees te danke. Sy nuwe wet waarborg nou splinternuwe lewe in Christus Jesus vir my. Die Gees maak my vry van die neerdrukkende wet van die sonde en die dood. Hy breek daardie magte se houvas op my lewe vir altyd. Dis hierdie daaglikse salwing of vervulling van die Gees wat in my lewe persoonlikheidstrekke genereer soos vreugde, tevredenheid, liefde, geduld, goedheid en vrede. Wat 'n kontras is dit nie met die daaglikse woedebuie, frustrasies en geïrriteerdheid wat baie van God se kinders in die wiele ry nie. Paulus skryf aan die gelowiges van watter verskil hulle kan verwag wanneer hulle deur die Gees van God beheer sal word. Hy teken dan vir hulle die kontras tussen iemand wat deur sy sondige begeertes beheer word en dan iemand wat deur die Gees beheer word. Watter een beskryf jou lewe tans die beste? 'n Mens kan duidelik sien watter mense gekies het om deur hulle sondige begeertes oorheers te word. Hulle doen mee aan die verskriklikste seksuele sondes. Hulle lewe is vol onreinheid en goddeloosheid. Hulle aanbid 'n spul dooie afgode en hou hulle besig met waarsêery. Hulle lewe loop oor van haat en twis. Hulle gun niemand iets nie. Hulle is aggressief, selfsugtig, altyd besig om te stry en verdeeld onder mekaar. Hulle lewe is vol jaloesie. Die een dronk partytjie na die ander is hulle kos. Hulle gee hulle oor aan vieslike uitspattighede en nog baie ander slegte dinge. Ek waarsku julle,
soos ek julle al tevore gewaarsku het om nie soos hierdie mense te lewe nie. Onthou, mense wat so lewe sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld nie. Net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit, en daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie. Natuurlik is die wet nie gekant teen so 'n leefwyse nie. Elkeen wat in Jesus Christus glo, moet so leef, want alle sondige begeertes is saam met hom aan die kruis vasgespijker. Die Gees het ons splinternuut gemaak, daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink en sê en doen. So hoe kry mens dit reg om deur die Gees beheer te word? Praat met jou eienaar, Jesus Christus, en bid eenvoudig. Sê, Here, ek kan nie hierdie irriterende probleme meer hanteer nie. Kom salf my asseblief met die olie van u Gees. Laat my gedagtes en lewe deur u beheer word, sodat ek sal optree soos u sou optree. En die Here sal dit doen. En dit mag dalk vir jou verras hoe vinnig hy reageer op so 'n versoek wat in ernstigheid gemaak word. Maar die somer is baie meer as net vleetyd. Dit is ook skurftyd. Hierdie sere is hoogs irriterend en aansteeklik onder skape dwars oor die wêreld. Dit word veroorsaak deur klein mikroskopiese parasiete wat floreer in die warm weer. Hierdie skurfsiekte versprei dwars deur 'n kudde wat in kontak kom met geïnfekteerde skape. Die tragiese effek van hierdie parasiete op skape is te naar om te aanskou. As dit nie behandel word nie, kan die skaap doodgaan van hierdie vyand wat te klein is om die blote oog gesien te word. Die skape hou daarvan om koppe te vryf met ander as 'n teken van vriendelikheid. Dus vind mens hierdie skurfsiekte hoofsaaklik rondom die koppe van skape. Wanneer twee skape koppe stamp of hulle koppe saam vryf, versprei die siekte van die een na die ander. In die Ou Testament was dit die gewoonte om lammers sonder gebrek as offerande te bring na die tempel. Die een wat die offer bring, moes 'n dier vind wat vry was van skurfsiekte. Daar was 'n sigbare teken van besoedeling deur sonde of boosheid met so 'n siekte. Net soos met die vlee was die enigste effektiewe teengif 'n mengsel van lynsaadolie, swaal en ander chemikalieë wat hierdie siekte in die kiem sou smoor. In baie lande waar skape aangehou word, het boere 'n dip gebou, so trog in 'n nou gangetjie waardeur die skape gejaag word. Elke dier word heeltemal onderdompel in hierdie chemiese konkoksie totdat sy hele lyf nat is. Die moeilikste deel om onder die doepa te kry was die kop van die skaap. Die skaap moes dikwels meer as een keer onderdompel word om seker te maak dat sy skurfsiekte onder beheer is. Party skaapboere behandel selfs die skape se koppe per hand. Een skaapwagter vertel hoe hy sy skape geïnfekteer geraak het met skurfsiekte. Hy het 'n paar ekstra ooe gekoop van 'n ander boer om sy kudde mee uit te brei. Wat hy nie geweet het nie was dat hulle geïnfekteer was met skurfsiekte, wat gou deur sy hele trop versprei het. Hy moes toe 'n groot diptank koop en dit in sy skaapkraal installeer. Nie net het dit baie geld gekos nie, maar ook tyd en moeite en harde handearbeid. Daarna het hy sy hele kudde een vir een deur die dip gejaag om hulle skoon te kry van die siekte. Dit was 'n groot taak en hy moes spesiale aandag gee aan die skape se koppe. Hy het presies geweet wat Dawid bedoel het toe hy geskryf het: "U salf my kop met olie." Dit was die enigste teengif destyds vir skurfsiekte. In Palestina was die ou boereraad vir hierdie siekte 'n mengsel van olyfolie gemeng met swaal en speserye. Hierdie boereraad het goed gewerk vir wanneer vliee in die somer uitgebroei het om die kuddes te irriteer, sowel as teen parasiete. In die Christelike lewe kom die meeste van ons besoedeling vanuit die wêreld, vanaf sonde, sodat dit ons infekteer en siek maak. Die meeste besoedeling kom deur ons koppe, ons oë en verstand. Dis wanneer ons mense koppe bymekaar sit om idees en konsepte en houdings uit te ruil,
waar ons die meeste skare optel of besoedel word. Dis wanneer die koppe bymekaar sit met nie-Christene, wat jy beïnvloed word deur konsepte wat nie Christelik is nie. Ons gedagtes, ons idees, ons emosies, ons keuses, ons impulse, ons dryfkrag, ons begeertes word almal gevorm deur die blootstelling wat ons kry aan ander mense se gedagtes en idees. In ons moderne era van massamedia en sosiale media is ons baie vatbaar. Ons word beïnvloed deur die dinge waarna ons kyk, of wat ons hoor, of wat ons lees. Die gevaar is baie werklik om later te begin dink en optree soos die meerderheid. Oppas wat jy lees, of aanstuur aan ander. Jong mense veral, en wie se gedagtes en verstand baie beïnvloedbaar is, bevind hulle self gereeld onder die subtiele invloed van televisie, radio, tydskrifte, koerante, internet, sosiale media, kultuur, maats en onderwysers. Die massamedia is baie betrokke in die vorming van ons gedagtes. Die meeste media en politikuste word beheer deur mense wie se karakter nie Christelik is nie, en in baie gevalle doelbewuste anti-Christelike propaganda is. Ons kan nie verwag om blootgestel te word aan sulke dinge sonder om besoedel te word nie. Die gedagtepatrone van mense raak al meer negatief en verwerplik. Vandag vind ons die neiging in die media om haat, geweld, vooroordeel, gierigheid, sinisisme en disrespek aan te moedig, sodat alles wat waardig, fyn, rein en mooi is, vernietig kan word. Dit is presies die teenoorgestelde as wat die skrif ons wil leer in Filippense 4 vers 8. Weet julle waaraan julle moet dink in plaas daarvan om julle te sit en bekommer? Dink aan dit wat vir God saak maak, dinge wat ordentlik en reg is, dinge waaraan God sal dink en waarvan hy sal hou, dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om aan allerlei nutlose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met dinge wat die moeite werd is en wat God in 'n goeie lig stel. Die enigste praktiese manier om 'n hart en verstand te ontwikkel wat vry is van die wêreldse besoedeling, is om doelbewus daagliks gereinig te word deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die waarheid van die skrif, om gereinig te word deur hom in murg en been. Dalk wys hierdie prentjie iets van wat gebeur. Jesus het ons sondes op hom geneem. Hy het sonde in ons plek geword, sodat ons rein en vry kan wees. Skape in sy kudde wat vry is van die doodsheid van sonde. Daar's baie mense wat nie verstaan hoe die Heilige Gees beheer oor jou gedagtes en verstand kan oorneem nie. Dit kos 'n eenvoudige stap in die geloof. Net soos iemand van Christus vra om in sy lewe in te kom en beheer oor te neem, so kan ons die Heilige Gees uitnooi om in ons bewuslike en onbewuslike gedagtes in te kom, om ons gedagte lewens te beheer. Kom Heilige Gees, kom reinig my gedagtes en hart en vul dit met u gedagtes. Net soos ons deur geloof glo en weet dat Christus in ons lewens ingekom het, kan ons glo en weet en aanvaar dat die Heilige Gees inkom om ons gedagtewêreld en ons harte te beheer. Daarna kan ons voortgaan om te lewe, te dink en op te tree, net soos hy vir ons wys. Die moeilikheid is egter dat baie van ons nie so ernstig is daaroor nie. Net soos 'n hardkoppige skaap wat skop en protesteer en worstel wanneer die skaapwagter sy hand op hom lê, doen ons dieselfde. Selfs al is dit tot ons eie voordeel, rebelleer ons steeds en weier ons om sy hulp te aanvaar wanneer ons dit so desperaat nodig het. Jakobus gee goeie raad vir ons. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Moenie die duiwel 'n vasdrapplek gee nie. Die boodskapvertaling stel dit so: Wees gehoorsaam aan God en net aan hom. Verklaar die duiwel vyand nommer 1 in jou lewe en gee hom nie 'n enkele kans nie. Hy sal dan van jou afpad gee, omdat hy niks kan regkry nie. Julle moet God se hand al hoe stywer vashou, dan sal hy julle hand ook al hoe stywer vashou. As julle verkeerde dinge doen, hou op daarmee. Hou op om aan die een kant God te wil dien, en aan die ander kant nog met julle sondes aan te gaan. Op 'n manier is ons 'n hardnekkige spesie, en as dit nie was vir Christus se gedurende kompassie en omgee vir ons nie, sou die meeste van ons sonder hoop en hulp gewees het. Die kruis bevestig dat God die inisiatief geneem het om uit te reik na ons. Partykeer kom Christus na ons toe en smeer die olie van sy gees op ons harte en gedagtes ten spyte van ons eie weerstand. As dit nie so was nie, wonder ek waar die meeste van ons vandag sou wees.
Elke genadige gedagte wat by ons opkom, het sy oorsprong by hom. Soos die somer in die hooglande geleidelik verbygaan en het herfst begin word, vind daar allerlei veranderings plaas in die veld en in die skape. Die nagte word koeler. Die eerste tekens van ryp is sigbaar. Die insekte begin verdwyn en hulle raak minder van 'n pes. Die blare begin van kleur verander, mis en reën begin te val en die aarde begin homself regmaak vir die winter. In die kudde is daar ook sulke veranderings aan die gang. Dis die seisoen van pronk en paar en daar is groot gevegte tussen die rammetjies vir die eienaarskap van die ooe. Die nekke van die ramme swel op en raak sterk. Hulle pronk deur die grasvlaktes en veg gedurig met mekaar vir die aandag van die ooe. Die geklank van koppe wat gestamp word of lywe wat bots teen mekaar kan te alle tye van die dag of nag gehoor word. Die rammetjies begin sommer van kleins af koppe te stamp met mekaar. Ons mense kry dit ook goed reg, van ons kinderjare af. Die volgende 2 word nie afgesit deur 'n elektriese heining tussen hulle nie. Here comes. Okay. All right, let's go. Whoa! I can't believe that. Stay still. Neil, come on. Die skaapwagter weet alles daarvan af. Hy weet dat daar sommige van die skape is wat letterlik kan doodgaan of vermink kan word of beseer kan word weens hierdie dodelike binnengevegte in die trop. Hy gebruik dus die eenvoudige oplossing. En wanneer hierdie seisoen aanbreek, vang hy die ramme en smeer hulle koppe met gries. Een skaapwagter het sommer gewone kargries gebruik en op die koppe en neuse van elke ram gesmeer. Wanneer hulle dan bots met ander in hulle gevegte vir dominansie, laat die smeermiddel hulle wegskram van mekaar. Letterlik laat die gladde gries hulle laat afgly van mekaar, sodat hulle skoon verdwaas en gefrustreerd opstaan. Baie van die hitte en spanning word so in toom gehou en minder skade vind plaas. Tussen God se kinders is daar ook sulke gevegte wat plaasvind oor allerlei goed. En partykeer sien ons nie oog tot oog met 'n ander persoon nie en ons doen ons beste om die top skaap te word, ons self te laat geld. Baie mense kom dan gekneus en geknak en seergemaak daarvan af. Baie van die hartseer, die wonde, die eienaas, die vyandigheid, die onvergifnis in mense se lewens kan gewoonlik teruggevind word in die ou kompetisies of jaloesie of gevegte wat uitgebreek het tussen gelowiges. Baie skeptiese siele sal nooit weer in 'n kerk ingaan nie, bloot net omdat hulle seer gekry het deur iemand in die kerk. Die kans dat 'n medegelowige of 'n geestelike leier jou gaan seermaak is 100%. Bill, as your pastor, I have to insist you stop butting heads with other church members. Wat kan jy doen as dit met jou gebeur? Om so iets te verhoed, om te gebeur tussen sy kinders, wil ons goeie herder in sy liefde ons gedurig salf met sy teenwoordigheid. Jy sal dalk onthou dat net voor sy kruisiging Jesus die 12 disippels betrap het waar hulle besig was om in jaloesie met mekaar te wedywer vir die topposisie, wie die belangrikste een sou wees van hulle. Dis toe wat hy hulle vertel van die trooster, die gees van die waarheid wat sou kom. Omdat die Heilige Gees op hulle sou kom, het hy gesê, sal hulle ware vrede ken. Hy het selfs so ver gegaan om te sê dat die mense van hierdie wêreld sal kan sien wie die gelowiges is, weens hulle liefde vir mekaar. Maar te veel keer lyk dit asof dit net nie sigbaar is onder God se kinders nie. Dalk is dit die nommer 1 rede vir al die baie kerke wat ontstaan het deur die eeue. Hulle hamer en val mekaar aan hardnekkig met trots en selfgelding. Hulle is onverdraagsaam, dogmaties en onvriendelik met mede-Christene. Tog wanneer die Heilige Gees 'n man of vrou se lewe en persoonlikheid oorneem, dan kom die vrug van die Gees na vore. Vrede, vreugde, langmoedigheid, vrygewigheid. Dit is dan wanneer hulle agterkom hoe waarloos al daardie rusies en jaloesie en vyandigheid was wat voorheen hulle gemotiveer het om met mekaar slaags te raak of mekaar soos die rinderpes te vermy. Wanneer die Gees oorneem is daar 'n groot tevredenheid wat neerdal om onder die skaapwagter se beheer en versorging te wees. As kinders van God, as skape in die goeie herder se sorg, behoort ons die meeste vrede mens op aarde te wees. 'n Diepe stille tevredenheid behoort die kenmerk te wees van almal wat Christus hulle meester noem.
Iemand het daai tevredenheid so opgesom. True contentment is not having everything, but in being satisfied with everything you have. Of met ander woorde, contentment is wanting what you have, not having what you want. As Jesus die een is wat alle wysheid en kennis en insig het oor my doen en late, as hy in staat is om met elke situasie van goed of kwaad waarmee ek te doen kry klaar te speel, dan behoort ek tevrede te wees met sy versorging. Op 'n wonderlike manier behoort my beker oor te vloei. My lot in die lewe behoort gelukkig te wees, want dit loop oor van goddelike goedheid. Die probleem is egter dat baie van ons dit nog nie so sien nie. Veral as moeilikheid of teleurstellings ons tref, is ons gou om van die skaapwagter te vergeet. Ons tree op asof hy maar 'n swak werk in ons lewens gedoen het, asof hy gefaal het daarin om ons te lei. Maar hy slaap nooit nie. Hy is nooit lui of onverskillig nie. Hy is nooit traagmenieagtig omtrent ons welvaart nie. Die goeie herder het heeltyd ons beste in gedagte. Psalm 121 som dit nogal mooi op. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Dalk is Psalm 121 juis 'n goeie psalm om te memoriseer in 'n tyd soos hierdie. Wat het God van jou gevra wat jy tans besig is om te ignoreer of te systap? Is jy gehoorsaam of probeer jy 'n tweede opinie kry? Ons behoort dus 'n dankbare, waarderende groep mense te wees. Dit raak moontlik wanneer Christus self deur sy Gees in ons is. Ons behoort almal vreugdevolle, rustige skape in sy versorging te wees. As ons 'n oorwinnende Christelike lewe lei, kan ons tevrede wees met wat ook al oor ons pad kom, selfs swaar kry of moeilikheid of oorlog. Hebreërs 13 vers 5 sê, wees tevrede met wat julle het en moenie heeltyd agter geld aanhardloop asof dit die belangrikste ding in die hele lewe is nie. God het ons gesê, ek sal jou nooit alleen los nie en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Die meeste van ons is tevrede as alles klop disselboom verloop en alles goed gaan met ons. Maar hoeveel van ons dank om en prys om wanneer dinge rondom ons begin skeefloop en uitmekaar val? Dis so asof ons heeltemal van hom vergeet wanneer moeilikheid ons tref. Waar is ons herder in sulke tye van ontwrigting, soos waarin ons vandag lewe? Soos die somer verander na herfs, begin reën en haal en sneeu oor die hooglande en plateaus sigbaar word. Spoedig word die skape afgelei vanaf die hoogland of Tafelberge en begin die lang reis terug na die plaas vir die stil winterseisoen. Hierdie herfsdae kan wonderlike dae wees. Die skape is nou vry van die vliee en insekte en skurfsiektes. Geen ander seisoen laat hulle so sterk en fiks en goed voel nie. Dis geen wonder Dawid het geskryf, my beker loop oor nie. Maar in daardie tyd kan daar ook onverwagte storms opdaag, met winde wat woes waai, of koue wat die kuddes tref. En die kudde en hulle eienaar gaan deur dit alles saam. In elke lewe is daar ook 'n beker van swaar kry, nie net 'n beker wat oorloop nie. Jesus het daarna verwys met sy lyding in die tuin van Getsemane en op Golgotha, as sy beker van swaar kry wat hy moes drink. As dit nie oorgeloop het nie, as hy nie sy lewe uitgegiet het vir die mensdom nie, sou ons almal verlore gegaan het. 'n Skaapwagter vertel hoe hy in sy bladsak 'n fles saamgedra het met 'n mengsel van water en brandewyn. Wanneer hy 'n ooi of lam teëgekom het wat vereis het weens blootstelling aan die koue nat weer, het hy 'n paar lepels vol van sy mengsel in die skaap se keel afgegooi. Binne 'n paar minute sou die verkleimde skepsel weer op sy voete wees, vol van nuwe energie. Dit was veral lekker om waar te neem hoe die lammers hulle stertjies wikkel as die warmte van die brandewyn deur hulle lyfies versprei. Die belangrike ding vir die skaapwagter was om daar te wees vir hulle, op tyd, om die verkleimde koue skape te help voordat dit te laat was. Dit beteken dat hy saam met hulle in die storm moes wees, op die uitkyk na enigeen van hulle wat sy hulp nodig gehad het. En soms kon die skaapwagter die donker wolke van die storm sien aanrol vanaf die see en hy kon sien hoe die reën en haal en ys oor die heuwels aankom. Hy kon sien hoe die skape skarrel verskuiling onder die bome. Hy kon sien hoe hulle papnat en ellendig daar staan in die reën en koue. Veral die jong lammers wat nog nie 'n woljas het nie, was baie mistroostig. Party van hulle sou sommer net gaan lê en hulle self oorgee in die koue, maar dan nog meer krampe gekry het van die koue.
Dis dan wanneer hy sy mengsel van brandewyn met water uitgehaal het en tot hulle redding gekom het. Ek wonder of die skaapwagters van Palestina ook destyds hulle wyn gedeel het met die verkleimde skape. Ek onthou dat my ouma ook geglo het in 'n lepeltjie brandewyn vir siek kinders. Daai goed was so sleg dat mense dit nie gewaag het om siek te word nie. Wat 'n prentjie is dit nie wanneer ons die wyn van nagmaal gebruik nie. Dan sien ons hoe ons meester sy lewe uitgegiet het. Sy bloed van swaar kry laat oorloop het vir jou en my. Hy is daar met ons in elke storm wat ons mag tuister. Die goeie herder is op die uitkyk na elke bedreiging wat sy kudde kan skade aandoen met die regte medisyne vir elke krisis. Hy is self voorheen deur die storms van swaar kry. Hy is bekend met ons hartseer en ons elende. Ongeag watter storm jy tans in die oë staar, Jesus is die bron van jou lewe en krag en vitaliteit. Mag die beker van jou lewe volgemaak word met syne, tot groot seën en voordeel van ander, wat jou dophou in hierdie oorlogstyd met al sy onsekerhede. Mag hulle sien hoe jy staande bly te midde van al die toetse en swaar kry. Mag jou lewe vir hulle moed en hoop gee. Here, in hierdie tyd van oorlog in die Golfgebied het ons te doen met baie irritasies van vlugte wat gekanselleer is, ontwrigting van slaap en planne, die gedurende onsekerheid oor waar dinge gaan eindig. Maar U het ook die teengif vir hierdie irritasies beskikbaar. Mag ons U Gees toelaat om ons elke dag te salf met U olie van vrede, sodat ons rustig kan voortleef. Ons bly afhanklik van U, wat ons herder is. Amen.